Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre met Johan Bortjes, welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria. Ons praat vanmôre natuurlik so 'n bietjie oor die markte, altyd klein bietjie oor die markte. Jy kan nie oor die straat van Hormuz kyk nie, hy's maar daar. En dan natuurlik praat ons 'n bietjie oor boedelbeplanning vandag. Dis ons tema. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om hier te wees. Dis heerlik om jou te hê. Johan, ons moet praat oor die markte. Wat het die afgelope week gebeur? Is daar nou al 'n bietjie stabiliteit? Is dieselfde storie nou maar aan die gang? Wat maak ons? Ja, ek dink dieselfde storie is ongelukkig nog steeds aan die gang. Jy weet, ons het laasweek en Woensdag het dit gelyk asof daar een of ander vorm van ooreenkoms gaan wees. Die oliepryse het weer geval, $95, markte is op. Die naweek het Trump weer anderster besluit, die oliepryse is weer oor $100. So gaan dit maar aan hè. So ek dink dit gaan seker vir 'n rukkie nog die wisselvalligheid in die markte wees. Maar ons sien nietenstaande van dit het van die weer eens van die groot tegnologiemaatskappye in Amerika baie goeie resultate gerapporteer. 'n Maatskappy soos AMD het 'n groei van 57% in sy wolkspasie en datasentrum omset gehad en sy aandeleprys het met 20% verlede week gestyg. Ja. So daar is daarom nog goeie nuus in die markte ook. En dan natuurlik, jy weet, vir die res van die week gaan ons maar dophou kyk of Trump se besoek aan China voortgaan. Jy weet, dit is 'n lang verwagte besoek. Jy weet, die eerste keer in amper 10 jaar wat 'n VSA president China toe gaan en dit was toevallig ook Trump in sy vorige amp wat in November 2017 in China was. So ja, so ons sal kyk hoe die dinge daar uitspeel, ja. Hoekom is boedelbeplanning so belangrik? Ek dink boedelbeplanning is iets wat ons almal moet doen. Ek meen, en onthou, as 'n mens oor dit dink, dit gaan maar oor jou nalatenskap nie. Ek meen, dit is eintlik jou laaste wens wat jy kan oordra aan mense. En ons sê altyd vir mense, jy moet maar net sit en dink, wil jy niks doen nie en bietjie chaos vir mense nalat en hulle gaan die chaos onthou, of wil jy proaktief beplan en vir hulle orde nalat. Jy weet dat alles mooi glad verloop die dag as jy nie meer daar is nie. So dit gaan oor jou nalatenskap. Jy weet dis daai laaste gedeelte wat mense jou gaan onthou, hoe jy hulle agtergelaat het. En dan natuurlik ook almal wil so min as moontlik belasting betaal nie. So as jy proaktief bietjie iets kan doen om volgens wet die belasting te bespaar, dan hoekom nie? 'n Testament. Is 'n testament apart van 'n boedel of is dit die begin van boedelbeplanning? Ja, ek dink 'n testament is die beginpunt van jou boedelbeplanning. Dis 'n integrale deel van jou boedelbeplanning. En ek dink daarsoos vir die meeste van ons kan jy al redelik baie reg kry wat boedelbeplanning aanbetref as jy net jou testament 100% reg opstel. Maar ons sien dit so baie dat daar nog soveel mense is wat nie eens 'n testament het nie. En onthou, dis die laaste ding wat jy wil doen, is om sonder 'n testament te sterwe te kom en interstate te sterf. Want dan is daar die potensiaal daar regtig baie chaos gaan wees vir die mense wat agterbly. So en onthou, ja, is baie plekke wat jy 'n testament gratis kan laat opstel. Jy weet, dis 'n eenvoudige dokument wat jy kan opstel. So kry dit net in plek, ten minste, ja. Wat behels hierdie boedelbeplanningproses als? So ek dink die boedelbeplanningsproses gaan basies daaroor dat jy weet 'n foto neem van hoe jou goed nou lyk en dan probeer jy 'n simulasie te doen oor wat gaan gebeur as daar iets met jou gaan gebeur of as daar dan iets met jou gade ook gaan gebeur. Onthou, niemand van ons weet wanneer is ons lyn in die sand getrek nie. Jy weet, dit kan môre wees, dit kan vandag wees, dit kan hopelik eers oor 25 jaar wees, maar ons weet nie. So jy moet heeltyd in so 'n proses moet jy amper die aanname maak dat dit vandag jou laaste dag is. So as daar vandag iets met jou gebeur, wat gaan gebeur met jou goed? Wat gaan met jou vrou gebeur? Wat gaan met die kinders gebeur? Wat gaan met die bates gebeur? Al die goed. So ja, so ons neem 'n foto basies van hoe julle as gesin of familie se goed lyk en dan presies wat gaan gebeur in so 'n proses. So baie keer kom ons sê 95% van die mense sê, hoor jy, as ek te sterwe kom, gaan ek alles vir my gade oorlaat. As sy te sterwe kom, gaan sy alles vir my oorlaat. As ons gelyk te sterwe kom, of altyd vir langslewende te sterwe kom, dan gaan ons dit gelyk na die kinders toe verdeel. Maar in daai proses skep jy ook 'n bietjie probleme, want die oomblik as die eerste persoon te sterwe kom en alles gaan aan die langslewende gade toe, dan is daar baie belastingvergunnings en oorrolprosesse wat gaan gebeur. So jy stel eintlik net die probleem uit. Jy weet, as die langslewende te sterwe kom, dis dan wanneer daar
rarig jy weet bietjie dinkwerk nodig is partykeer, ja. Dit is 'n verskriklike proses. Wat wil 'n mens uiteindelik bereik met so 'n proses? Wat soek 'n mens eintlik? Ja, ek dink in kort, jy weet jy wil hê jou wense moet uitgevoer word. Dit is dit. Jy wil hê die bates of die goed wat jy wil hê moet by 'n persoon of persone uitkom, moet gebeur. Jy wil hê die proses moet so effektief as moontlik en so vinnig as moontlik afgehandel word. Met so min as moontlik bevraagtekening. Met so min as moontlik bevraagtekening. Jy wil soveel as moontlik belasting bespaar en jy wil nie chaos nalat vir mense nie. Jy wil orde nalat. Ek dink dit is dis die groot ding wat mense wil bereik, ja. Wanneer begin ek met boedelbeplanning? Is dit as ek hoor ek is terminaal siek? Is dit vandag? Is dit môre? Wanneer begin ek? Ek dink jy moet so gou as moontlik begin. Ek dink boedelbeplanning is eintlik maar dieselfde, jy kan amper dieselfde beginsels daar toepas as wat jy by spaar toepas. So onthou, mense praat baie van die 8ste wonder van die wêreld, die krag van saamgestelde rente. Hoe gouer jy begin, hoe meer voordele kry jy. Presies dieselfde met boedelbeplanning. Hoe gouer jy begin, hoe meer tyd het jy om sekere goed reg te kry en in plek te kry. So ek dink definitief gouer is beter as later, ja. 'n Mens sien baie hierdie stories waar families om 'n tafel sit en luister na 'n prokureur wat 'n testament lees en die helfte van hulle wil mekaar se oë uitkrap. Is dit 'n goeie idee om jou erfgename te betrek by jou testament wanneer jy dit optrek? Sê luister, ek beplan my boedel so en so en so. Jy gaan dit doen, jy gaan dit doen, jy gaan dit doen. Ja, dis 'n baie belangrike vraag. Ek dink dit verskil seker van familie tot familie of van persoon tot persoon, maar ek dink in 'n perfekte wêreld dan sal dit definitief die moeite werd of definitief voordelig wees om almal te betrek, juis om dit te vermy. En ongelukkig sien 'n mens dit. Mens dink jy sien dit net op die televisie en soapies en so, maar dit gebeur in werklike lewe. Laat broers en susters wat lief is vir mekaar en goed oor die weg kom, die oomblik as daar so iets gebeur, dan jy weet, dan sal vyandskap, jy weet, dan beklei hulle, wat eintlik so onnodig is, nee. So ek dink regtig, as 'n mens kan, dan sal 'n mens regtig aanbeveel dat jy almal betrek by die proses, en dan veral as daar baie sentimentele bates is. Kom ons sê jy het 'n plaas en jy het 2 seuns. Vir watter seun gaan jy dit nou gee? Jy moet die proses bespreek, gaan dit gesamentlik wees of wat ook al. Jy weet, so ja, definitief. Jy weet, so ek dink as 'n mens kan, betrek jou familie by dit, laat almal weet wat aangaan, almal verstaan die proses, almal verstaan jou redes, sodat daar ook nie later verwyte kan wees nie. Ja. Ek dink dit is die belangrike ding, ja. Wat is die voordeel om vroegtydig te begin beplan? Ja, ek dink jy kan, hoe gouer jy beplan, hoe meer goed kan jy proaktief in plek kry. Jy weet, daar is soos elke jaar skenkings wat jy kan doen, beperkte skenkings wat jy kan doen. As 'n voorbeeld, as een voorbeeld. Nou, hoe langer jy beplan, hoe meer jare het jy om skenkings te doen, om daai proses te vergemaklik. Ja. Die oomblik as jy wag tot jy 80 is, dan is jou tydperk vir sulke proaktiewe goed baie kleiner. Dit gaan dalk vir jou sinvol wees om 'n trust te skep of 'n ander struktuur te skep. Maar ek dink jy moenie, ja, as jy te lank wag, dan raak daai probleme amper net groter en groter. So ja, definitief gouer as later, wees meer proaktief. Jy praat van testamente kan in baie plekke, baie geleenthede, is al mense wat soms testamente verniet vir jou optrek. Waar moet mense heen gaan om hulle boedelbeplanning en testament te doen? Waar kan mense dit regkry? Ja, ek dink instansies soos PSG, jy weet, ons by die kantoor het boedelspesialiste spesifiek wat net dit vir ons kliënte doen. Jy weet, so ja, so ons, jy weet, instansies soos ons doen dit graag vir ons kliënte, maar dan ook as jy 'n entrepreneur of 'n besigheidsman is, dan het jy waarskynlik 'n ouditeur. Jy weet, ouditeur kan jou ook met dit help. Hy verstaan jou hele prentjie. Ons werk ook baie nou saam met ons kliënte se bestaande auditeure om 100% seker te maak 'n mens verstaan die prentjie, jy doen die regte goed, kry hulle insette ook. So ek dink finansiële dienste instansies kan dit goed doen. En dan veral auditeure, as jy 'n besigheid het, jy weet, maak gebruik van jou ouditeur om jou te help in die proses ook. Johan, baie dankie. Dis wel insiggewend. Mense sal 'n draai moet maak by PSG om dan so 'n handjie by te sit. Daar baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie julle, was lekker om hier te wees. Nou ja, dis dan PSG Wealth Pretoria Oos. Hulle sien die geheelbeeld en jy geniet dan die voordeel. Vir meer inligting, stuur jy e-pos na groot@psg.co.za. Hulle is geaffilieer van die PSG Finansiële Dienste Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer.